Julle weet ons het nou die laaste paar weke, Junie was die maand van seisoene in ons lewe en wat God doen en hoekom is seisoene daar en vanoggend gaan ons bietjie gesels oor somer. Wat is somer en hoekom moet ons deur al hierdie seisoene gaan? Wat is dan die doel van 'n seisoen in ons lewe? En ek wil net vir julle weer, onthou julle ons hoofgedeelte het uit Prediker 3 gekom en ek wil dit vanoggend net weer vir jou lees. Dat jy net weer herinner waaroor gaan hierdie reeks en wat beteken dit dat daar 'n seisoen vir alles is. Ek lees vir jou uit Prediker 3 vers 1 tot 9. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te laat gaan. Met ander woorde, let it go. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Watter voordeel het hy wat werk daardeur dat hy hom vermoei? En as ek hierdie stukkie vir jou moet vinnig opsom, sal ek in die moeilikheid wees, opsom. Wat jy ook al nou ervaar, dis 'n tyd in jou lewe. Daar's 'n tyd wanneer dit gaan goed gaan, daar's 'n tyd wanneer dit nie gaan goed gaan nie. Maar dis sy seisoen. Imagine as dit, soos op ander plekke, vir 12 maande van 'n jaar net winter is, net donker is. Ek sal dit nie kan maak nie. En weet julle, God is so goed vir ons, dat hy ook 4 seisoene in ons lewe het. En ek wil gou vinnig vir jou net deur die seisoene gaan. Ons het die eerste ene wat ons gedoen het, was herfs. 'n Seisoen van laat los. Met ander woorde, los agter jou wat jou vashou. Die tweede een wat ons gedoen het, was winter, 'n seisoen van wag en vertrou. Met ander woorde, jy gaan deur hierdie dinge. Maar waar vertrou jy? Wat vertrou jy? Is jy op 'n plek wat jy sê, God, let it be, it's in your hands. Dan ons laas naweek het ons gedoen, lente, 'n seisoen van nuwe lewe. God bring nuwe goed en partykeer is ek en jy nie op die plek om dit te vat nie. Onthou julle, ek het laasweek gesê, jy's so besig met jouself dat jy jou lente mis. Jy mis die bloeisels wat God vir jou het. Jy mis die lekker wat hy vir jou voorberei, want wat gebeur wanneer somer kom? Dis die meeste verkope van braaivleis, hout en charcoal. Ek weet nie wie braai met charcoal nie. Mag die Here jou genadig wees. Nou is 'n paar manne kwaad vir my. Jou somertyd is hier. Jy's dalk vanoggend in 'n somertyd. Jy's dalk vanoggend in herfsttyd. Johannes in sy lente. Ons is almal op verskillende seisoene, maar weet julle wat het die wêreld begin doen? Die wêreld het begin dat ek en jy mekaar se seisoene minag. Ek en jy minag 'n ou in die winter. Kom oor jouself man, ek is in 'n somerseisoen. Elkeen gaan deur 'n seisoen en ons moet sensitief begin raak vir mekaar. Die wêreld het ons onsensitief gemaak vir mekaar se laste. En wanneer iemand in sy somer is en jy's in jou winter, moenie gal daai woord.
Moenie jaloers wees op 'n somerseisoen in 'n ou se lewe en jy sit in 'n herfs waar jy so ou kaal boontjie sonder blare is nie. Nou, hoe lyk somer? Kom ons kyk somer in die natuur. Is lekker lang dae, lekker sonlig, dis lekker warm, daar's nuwe energie, jy voel sommer anders, jy staan lekker vroeg op, jy hoef nie jouself te dwing nie. Party mense se 5 keer snoes is nie meer nodig nie. Wie wil vanoggend bely hy snoes 2, 3, 4 keer? Maak net so vir my. Ek wil so graag iets sê, maar ek gaan nie. Bome is vol blare, die gras in die velde is groen. Jy sien weer blomme oral. Vrugte word ryp, sade word weer voorberei vir die volgende seisoen wat kom. Die voeltjies maak hulle ou klein voeltjies groot. Die diere is in die veld en hulle hardloop rond. Daar is oorvloed van kos. En die boere maak reg, want oestyd kom. Nou, hoe lyk dit in ons geestelike lewe, wanneer jy in 'n somerseisoen instap? Ek is bly jy vra my, en ek is seker van julle wat die reeks gevolg het, wil graag weet, ek het nou al hierdie ander goed gehoor, nou wil ek hoor wat is somer. Weet jy wat gebeur in jou somertyd in jou geestelike lewe? Ewe skielik ervaar jy, wow, Here, dit voel of my gebed nou verhoor word. Want God het jou voorberei, en dit is nou jou tyd, waar dinge begin regloop vir jou. Waar staan dit in die Bybel, dat dit gaan net goed gaan met ek en jou? Kan iemand vir my sê? Moses 4:7? Moses 5:5. Nêrens staan daar, dat dit net goed met ons sal gaan nie. Wat ek jou kan verseker vanoggend, waardeur jy ook al gaan, God is met jou. Die fout wat ek en jy maak is, Here, haal my net asseblief hier uit, ek kan nie meer nie. Dan het jy niks geleer nie. Guess what? Jy gaan weer daai toets skryf. Daai toets gaan weer jou deel wees. Here, wat moet ek hieruit leer? Here, wees saam met my deur dit. Here, help my, gee my krag, gee my sterkte. Here, laat ek hierdie vlees net kruisig, dat ek kan hoor, wat is u doel met hierdie? Ewe skielik maak al vir jou deure oop in jou seisoen van somer. Jy ervaar sukses in jou besigheid. Ewe skielik bel mense jou van heide en verre wat jy al afgeskryf het, man. Ag, daai ou, hy het issues met my gehad oor my business, ek is oor hom. Mag hy 'n ingroeitoon kry, moet dit nie sê nie. Ewe skielik is verhoudings beter, jy kom oor die weg, jy soen groet jou skoonma. Ewe skielik is dit net weer lekker saam met mense. Dus jy's in jou somertyd. Jy ervaar vrede. Dinge hier binne jou voel net weer lekker. Jy staan nie op in die oggend met 'n kol op jou maag nie. In jou geestelike lewe voel jy, daar's 'n lied in jou hart, en jy voel naby God, want jy's in jou somertyd. En dis die tyd waar die vrede jou oorval. God, let it be. En weet jy wat is een van die beste verwysings? Jy is content. Jy's happy. Dankie, Here. Maar in jou somer soek God vrug. Jy dit geweet? Dink jy hy seën die boere sodat die goed daar op die veld moet staan en vrot raak? Dat niks geoes moet word nie? Ek lees vir Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Nou, hoe meet God of ek en jy vrug het? Hoe meet hy of ons in ons somertyd, of ons wel die vrug dra wat hy wil sien? Die eerste ene is liefde. En ek wil hê jy moet die eerste twee baie mooi luister. Liefde vir God
Liefde vir jouself, en ek praat nie van daai, as jy jouself in die spieël kyk, en jy dink, wow, gorgeous, môre. Liefde vir God, liefde vir jouself, en liefde vir jou medemens. Dis die liefde wat hy soek. Dan die tweede ene is vrede. Vrede met God oor jou seisoen. Vrede met jouself. Hou op in jou verlede krap en saamtrek. En vrede met jou medemens. Hoekom laat ons toe dat die vyand soveel onmin tussen ons saai? Ek is seker as hulle 'n poll doen reg oor die wêreld, gaan die meeste fights in die kerk wees. Ek is amper bereid om dit so te sê. Ons gun mekaar mee niks. Die derde ene, en gee my hierdie geleentheid om dit vir jou te lees, is jou karakter. Wie is jy werklik? As iemand jou moet beskryf aan iemand anders wat jou nie ken nie, sal hulle die volgende sê: hierdie persoon is nederig, is eerlik, is dankbaar, is lojaal, is volhardend, is regverdig, is positief, is optimisties, is gedrewe, is betrokke, of gaan hulle sê, hoogmoedig, arrogant, selfsugtig, onbetroubaar, oneerlik, lui, jaloers, krities, negatief, moedswillig. Julle agtergekom moedswillige mense, hulle sê net so ietsie, net om so 'n ou steekie in te kry. Stap weg, asof hulle niks gedoen het nie, intussen is jy stikkend. O nee, hierdie ou is baie twyfelagtig. Nou, as jy gaan kyk, Galasiërs 5, as jy Galasiërs 5, vers 22 en 23, maar die vrug van die Gees, so al hierdie goeters verduidelik wie en wat jy is, maar dan in Galasiërs 5 vers 22 en 23 staan dit, wat God wil hê, wat ek in jou karakter moet wees. Maar die vrug van die Gees is liefde, is blydskap, is vrede, is lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en dan die maklikste een van almal, selfbeheersing. Is dit die maklikste ene? Het jy al agtergekom hoe op outomaties is jou tongetjie, hoe skerp kan hierdie dingetjie wees? 'n Boot wat in 'n rigting moet gaan, is 'n stuurwiel in daai klein dingetjie, daai klein. Wat noem ons hom? Die rudder. Wat sê hy in Afrikaans? Roer. 'n roer. Nou vra ek vir jou, die ark het nie 'n stuurwiel of 'n roer gehad nie. Want God was in beheer. Partykeer moet hy hierdie dingetjie van jou net pakslaag geen stil maak. Want jou tongetjie is losser as 'n tuinhekkie, man. Jy wil net sê wat jy wil. Jy gee nie om wat is die effek van jou woorde nie. Hoe meet hy nog? Siele. Wie het ek en jy die laaste, kom ons maak dit 'n lekker nommer, die laaste 6 maande na die Here toe gelei? Wie kan vanoggend, en asseblief moet dit nie doen nie, wie kan sy hand opsteek en sê, pastoor, ek het met iemand gedeel en hulle die Here aanvaar. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle. Wie het jou getuienis die laaste 6 maande gehoor? Wie het as gevolg van jou die laaste 6 maande hulle hart vir Jesus gegee? Sjoe, voel jy nou so, is jy lekker hier? Dis wat God vra. Hy sê ek meet
jou sukses in die somertyd, aan watter siele, hoeveel siele jy vir my ingebring het. En hy kyk ook na jou oorvloed. Watter oorvloed het jy? Die oorvloed van danksegging. Invloed van danksegging in ander se lewe. Sê jy in jou familie, by jou gesin, sê jy vir hulle, hoe dankbaar is jy wat die Here vir jou doen? Wat is jou invloed by jou gesin en jou familie? Wat is jou invloed in jou onmiddellike spasie, by die werk? Wat is jou invloed op die markplein? Wat se invloed het jy? Of praat jy net, dis net so moeilik, in die kerk dit, in my baas dit, in my vrou dit, in my man dit, die hond eet ons uit die huis uit. Wat se invloed het jy? God meet ook ons somerseisoen aan die invloed wat ons het in ander mense se lewe. Nou hier is die volgende ene, eie trots, maak somer baie gevaarlik. Want weet julle wat? Ek lees vir julle eers daai versie. Deuteronomium 8 vers 18. Maar dink aan die Here, jou God, dat hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Wanneer dit goed gaan met jou en jy in jou somerseisoen is, vergeet ons baie maklik van God. Jy het nie meer daai dringendheid om sy aangesig te soek in gebed nie, want dit gaan dan nou goed. Jy gee hom nie meer kans om met jou te gesels nie. Jy sis jou gewete, Here, baie dankie vir 'n lekker nagrus. Here, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Here, dankie dat ek 'n werk het. Dankie dat dit goed gaan. Here, dankie vir dit. Here, dankie vir dat. Here, kan nie asseblief dit. Here, kan nie asseblief dit. Here, baie dankie. Ek so pad koffie gou, daar gaan ek. Want dit gaan dan mos nou goed. Jou tyd van smeking en erkenning van sy afhanklikheid raak ewe skielik baie, baie minder. Hy wil met jou praat, maar jy val hom in die rede. Net om dankie te sê, want ek het dan nou gebid. Ek sê dan dankie. 'n volgende probleem is jy sê net, kyk wat het ek. Jy vertel vir mense, kyk wat het ek. Ek het hierdie, ek het daardie. En daar is geen probleem om te getuig van die goedheid en die seëning van God in jou lewe nie. Daar's geen probleem met dit nie. Daar's geen probleem om te getuig hoe die Here jou seën nie. Maar daar's mense wat met die verkeerde motief gaan brag oor wat hulle het en kan doen. Ek het hierdie reg gekry. Hierdie is uit my krag uit gedoen. En dan high five vir jouself. Die laaste ene is, ek is so suksesvol. Ek is untouchable. My besigheid hardloop op outomaties. Ag, daar by die werk, almal luister wat ek sê. Niemand vertel my niks nie, want I know it all. En ewe skielik raak jy spoggerig in jouself. En jy vergeet baie vinnig van jou herfs, van jou winter, en jou voorbereiding in lente. Want somer is hier, en dit gaan mos nou goed. Nou Moses, hierdie stuk waaroor hierdie gaan is, toe Moses vir die Israeliete, hy het 3 baie groot
gesprekke gelewer of toesprake gelewer en hierdie was nommer 2 gewees. Die eerste een was waar hy vir die Israeliete gesê het, kom net uit julle verlede uit. Vergeet van die verlede, God het 'n plan met ons in die toekoms in. En sy tweede groot toespraak was hierdie ene wat hy vir hulle gesê het, ons moet dankbaar wees in dit wat ons het, want hierdie is nie uit ons eie krag uit nie, hierdie is uit God uit, God gee dit vir ons. En dan sy derde groot gesprek was met hulle, as julle nie na God draai en ophou met hierdie afgoderry nie, gaan julle God nie sien nie. Dit was die 3 wat hy gedoen het. En in nommer 2 was hierdie van danksegging, om te erken waar die afhanklikheid is. Vrug is bedoel vir God se verheerliking, nie vir onsself 'n klop op die skouer te gee. Nou somer is nie net om te geniet nie, dis ook 'n tyd om te saai. Die boere, wanneer dit somertyd is, en sekere goed wat in somer nou gemaai word, berei dan voor en sê hierso, ek moet nou ordentlik voorberei, want ek wil maksimum afhaal, dit wat op die lande is. Die harde werk begin eers, wanneer hulle begin oes. Dis die harde werk. Dis harder werk om te oes, as wat dit is om te plant. So jou voorbereiding gedeelte is 'n klein gedeelte, tot hierdie amazing tyd wat die Here sê, welkom by somer. Jy het deurgedruk. Maar tydens hulle oestyd, is hulle klaar besig om te beplan, vir wanneer die saaityd kom. Hulle is klaar besig om te beplan, watter veld, watter deel gaan ons wat nou plant, want jy plant nie elke jaar dieselfde ding in dieselfde grond nie, dit vernietig die grond. So hulle beplan al klaar, terwyl hulle besig is in hulle somertyd, terwyl dit goed gaan, sê hulle klaar, Here, hierdie land. Terwyl jy in jou somertyd is, moet jy jouself al klaar voorberei en sê, Here, ek weet U seën my, ek weet daar gaan moeilike tye kom. Wat doen ek? Wat moet ek doen? Waarop moet ek let? Waarna kan ek kyk? Wat kan ek voorberei? 2 Korintiërs 9 vers 6 en 8. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal volop maai. Dink jy die boer gaan en hy haal hierdie hele land af en nou gaan saai hy net 'n strokie daarna? Want ek het nou baie gekry. Ek kan nie weer alles hierdie saai nie. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek weet nie hoe gaan die weer wees nie. Ek weet nie gaan ons te veel reën kry nie. Ek weet nie gaan dit 'n droë somer wees wat so erg is dat alles afbrand nie. Ek weet nie. Die boer gaan nadat hy afgehaal het en hy saai nog meer. Veral wanneer dit 'n goeie oes was. Dink aan wat ek nou sê. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Dink julle dit gaan net oor geld? Ek het vanoggend vir jou nuus, hierdie gaan nie oor geld nie. Toe die Here my vanoggend wakker maak om te vra, wat bring jy? 2:30 vanoggend. Wat bring jy, wanneer jy hier kom sit op 'n Sondag? Bring jy 'n hart van dankbaarheid? Bring jy 'n hart wat saaigrond is? Bring jy dalk 'n woord vir iemand, wat nou na ons koffie drink? Bring jy 'n gebed vir iemand? Wat bring jy? En vanoggend ervaar ek net, die Heilige Gees wil so 'n bietjie in ons hart praat, om te sê, jy kan nie hier kom, met jou leë kannetjie, en net jou leë kannetjie vol maak, en sê, okay, hy's vol. Laat ons huis toe gaan. Wat bring jy? En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte, luister mooi, volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Toe ek daai versie lees en lees, weet jy wat sê God? Dis Jakobus 5 vers 4. As jy gee met die regte hart,
gaan God met die regte motief vir jou gee. Motief van jou. God se motief is altyd reg. Hy wil jou volgens hierdie gee meer as wat jy kan ooit aandink. Hy wil vir jou meer gee as wat jy dink jy nodig het. Maar weet julle wat blok dit? Is eerstens ons geloof en tweedens ons motief. Hy sê hier, tot elke goeie werk. Wanneer hy ek en jou seën, wat doen ons? Ons is tog geskape vir sy goeie werk op hierdie aarde. Dis waarvoor ek en jy hier is. Ons is hier vir sy goeie werke. Gebruik jou somer om jouself bietjie te celebrate. Here, ek het deurgedruk. Here, dankie vir die krag. Jy's dalk nie nou in jou somer nie, maar kan ek vir jou sê, jou somer is op pad. Jy sit dalk vanoggend hier in jou winter. Celebrate hulle dan wat in hulle somer is. En jy wat in jou somer is, help hulle wat in hulle winter is. Celebrate jou verhouding met God. Here, dankie vir die genade, dat my kop nie te deurmekaar is nie. My lewe nie te besig is, dat ek nie tyd met U kan deel nie. Gebruik somer om ander te help. Gebruik somer om te gee dit wat jy het. En dit wat jy nie het nie. Jy dalk nie tyd verander nie, want jou somer hou jou besig, want jy het oorvloed nou. Gee dit ook wat jy nie het nie. Gee tyd, gee erkenning, gee liefde, gee omgee, gee oor. Gebruik jou somer om disippels te maak. Met wie deel jy? Met wie gesels jy? Vir wie luister jy? Vir wie getuig jy van God se goedheid? Vir wie getuig jy waardeur jy gegaan het en waar jy nou is? Vir wie getuig jy, ek sit nou in 'n winter, maar raai wat? Ek is nie bang. Vyand gaan agter my verby. Vir wie getuig jy, dat maak nie saak in watter seisoen jy is, al is dit jou winter, nog steeds is jou vertroue op ons Abba Vader. Lofprys jy hom nou in die dal. Met wie deel jy? Gebruik jou somer om die koninkryk te bou. Waar is jy betrokke? Waar help jy? Moet dit net hier wees? Nee, maar hierdie is jou plek van aanbidding. Ek sou verwag dat jy graag hier wil betrokke wees. Dis jou plek van aanbidding. Maar dis nie die enigste plek nie. Wie daar buite, sonder dat jy dit uitpas sien, wie daar buite help jy? Hoe bou jy die koninkryk waar mense nie sien nie? Integriteit. Doen die regte ding wanneer niemand kyk nie. Elke somer berei weer voor vir herfs. Here, hoekom? Ek is nou net in my somer, hoekom moet daar weer 'n herfs kom? Het jy nie al so gevoel nie? Is dit net ek wat al so gevoel het? Man, ek is op 'n haai en dinge is so lekker, en dan net so, toef, dan kom daar 'n nok. Nou hier's die ding, ek het dit eendag vertel, as ek moet deur toe hardloop, ek wil nie graag hier afspring nie, iets gaan breek, of 'n heup, of 'n knie, of ek wil nie 'n kans vat nie. As ek hier moet afspring en ek hardloop en ek val net daar en ek trip, gaan ek hier eindig of 2 meter verder? Sodra ek val, is ek outomaties verder as van waar dit gebeur het. Maar weet jy wat doen die vyand? Sodra jy trip en jy val, wil hy jou terugvat. God sê, man, jy het geval, yes. Maar jy's klaar verder as wat jy was. Staan net op. Vertrou my en staan net op, is al wat God van ons wil hê. Maar ons wil onsself jammer klei, daar's eers 'n merkie nie, maar ek soek 'n verband of gips.
Jy maak dit net so groot storie. Guess what? Jy gaan moeilike tye hê, my broer, my suster. Daar gaan kere wees wat jy dink God het jou verlaat. Daar gaan kere wees wat jy sê, niemand in die kerk worry oor my nie, man. Waar's my familie? Waar's my kinders? Jy gaan dit hê. Ek wil vir jou sê, deel daarmee. Jy gaan nie vir die res van jou lewe, tot Jesus ons kom haal, net op hierdie wave sit, en jy's effortless in hierdie lewe nie. Ek is jammer om vir oggend jou babbel te bars. Jy gaan ook moeilike tye hê. Nie net moeilike tye nie. Jy gaan ook moeilike tye hê. Jy gaan ook tye van voorbereiding nodig hê om te kan plant en te kan saai. Jy gaan dit ook hê, maar kan ek jou sê, jy gaan ook amazing somers hê. En jy moet uitsien daarna. Elke somer berei ons voor vir die herfs. Eerstens is nederigheid. Ek lees vir jou Spreuke 22 vers 4. Die loon van die nederigheid en die vrees van die Here, luister mooi, is rykdom en eer en die lewe. Spreuke 22 vers 4. Hoor net as jy nederig is en jy het vrees vir die Here, sal jy kry rykdom, sal jy kry eer en sal jy kry die lewe. Ek wil die spreekwoordelike gebruik wat sê, it's a no-brainer. It's a no-brainer. Sit vanoggend hier en gee jouself 'n count 1 tot 10 van humbleness. Hoe humble is jy? Meekness. So 'n bietjie 'n verskil tussen humble en meek. Matteus 5 praat van meekness. Gaan lees bietjie Matteus 5 wanneer jy tydjie het. The meek and the humble. Die tweede een is afhanklikheid. Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Don't be clever. Moenie dink jy weet alles nie. Ek was daar. Hey. Ek was so slim soos 10 uile in 'n boom, man. Maar wanneer jy besef waar kom dit vandaan, voel jy ewe skielik baie humble voor God. Ek is nie so slim soos wat ek dink. En as mens tot daai besef kom, kan ek vir jou sê, maak jy jouself oop vir die inspraak van die Heilige Gees. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wat beteken dit? Is net om vir God te vra, ek is nou in hierdie seisoen, selfs in jou somer. Jy moet ook in jou somer 'n rentmeester wees in die tyd van oorvloed. Die boere gaan nie en hulle vat al die kos en hulle eet alles op nie. Slag al die diere en as daar niks en begin weer van vooraf nie. Beplan. In jou somertyd gebruik die tyd om 'n rentmeester te wees, dit waarmee God jou geseën het. Wees 'n rentmeester. En wat beteken hy gaan jou paaie vir jou gelyk maak? Beteken dit daar gaan geen foute wees nie? Nee. Dit beteken net, die klippe wat daar lê, sal hy een uit die pad uitstoot, die ander een gaan jy dalk so 'n klein twintjie. Nou my klein twintjie sit hier na sê, ek weet nie, ek het dit van my pa geërf, ek sal eendag met hom die gesprek hê. Paaie gelyk maak, hy gaan jou vermoëns gee om dit wat op jou pad te kom, te oorkom. Al die klippe gaan nie weg wees nie. Ek is jammer om dit vir vanoggend te sê. Jy gaan uitdagings hê, maar jou paaie gelyk maak beteken, hy gaan vir jou die uitkoms gee. Hy gaan vir jou deur dit vat. Die derde een is dankbaarheid. 1 Tessalonisense 5 vers 16 en 18. Wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God. Nou hierdie vers is 'n 2 ure preek by homself.
Hoe sê jy vir iemand, wees altyd bly? Hy het iemand aan die dood afgestaan. Besigheid is 'n touch and go. Dis soos een van hierdie lister masjiene, jy is nie seker na 6 ure se sukkel gaan die ding loop nie. Jou huwelik staan so skeef soos die Eiffel Tower. En dan sê jy vir my, wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wat beteken bid sonder ophou? Met ander woorde moet ek nou begin bid en ek moet net regdeur nee. Bid sonder ophou is bid, maar wees altyd bewus van God. Wees bewus. Weet julle wat? Ek dink ek het dit eendag hier gesê. Ek het al gedink by die fabriek, dink hulle ek is mal. Dan stap ek bo op my oonde rond. So lank, 140 meter. Dan bid ek in tale en ek het al kykie gesien. Hulle dink seker, hierdie Molongo is mal. Ek weet nie van jou nie, maar my manier, ek praat die lekkerste met die Here wanneer ek stap en ek bid in my taal. Dis vir my lekker. Dis vir my baie lekker. En gereeld sal die Here vir my iets openbaar in daai tyd. Bid sonder ophou, wees altyd bewus van sy teenwoordigheid. En wees altyd dankbaar. Wees ook dankbaar waardeur jy gaan. Here, dankie dat ek deur hierdie gaan sodat ek iets kan leer, sodat ek sterker kan uitkom. Om 'n spier te bou moet jy hom eers skeer. Jy moet baie pyn deurgaan voordat jy die kommerhits gaan hardloop. Jy lees nie gou-gou 'n boekie, gaan op die internet en kyk hoe lyk die trek en dan hardloop jy die kommerhits nie. Ek het vir jou nuus. 5 kilos later gaan jy 'n milsteek hê en pyn op plekke wat jy nie eers geweet het jy het plekke nie. Die versies wat ek vanoggend mee begin het, oor 'n tyd vir alles, wil ek vanoggend vir jou die volgende sê. Jou tyd en jou seisoen dalk vandag, maak nie vir jou lekker sin nie. Die eerste ding wat die vyand wil hê, is hy wil hê jy moet eerstens selfverwyd hê, as jy nou in 'n somer of in 'n herfs sit. Want dis die twee moeilike seisoene. Wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom is ek hier? Here, straf U my. Kyk hoe goed gaan dit met daai ene, en ek weet hy gaan nie eers kerk toe nie. Here, hoe lank moet ek nog siek wees? Wanneer gaan U my aanraak? Here, hoe lank gaan ek nog met my kind beklei, om net iets van sy of haar lewe te maak? Here, hoe lank gaan ek nog hierdie pyn hê van dit wat ek verloor het? Here, hoe lank moet ek aan 'n tak hang, voor my besigheid sal optel? God se 4 seisoene in jou lewe moet nie jou herfs vrees nie. Wees net afhanklik, Spreuke 3. Moet jou winter nie vervloek nie. Wees net nederig, Spreuke 22. Moet nie jou lengte onderskat nie. Wees dankbaar. Moet nie jou somer misbruik nie. Gebruik jou somer wanneer God jou herinner dat God nie net 'n God van saad is nie, maar hy is ook die God van die oes. Ek wil vir jou vra om vir 'n oomblik op te staan. Ek wil vir jou vanoggend met die volgende woorde laat. En ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik net jou oë toemaak en net jou hoof buig vir 'n oomblik. Ek wil net hê jy moet bewus wees van jou en God. Vergeet van die persone rondom jou. Dis jy en God.
Ek wil vir jou vanoggend verseker, soos wat ek hier staan, en ek wil dit vir jou sê in die naam van Jesus Christus, wat hy begin het, sal hy voltooi. Wanneer jy toelaat, dat hy saam met jou wandel, sal elke seisoen vir jou betekenis hê.